Nou, Jeremia 14. Nou, Jeremia is 'n koning in Juda. Hy profeteer voor, tydens en na die ballingskap van Juda. Baie slegte tyd. Juda word weggevoer in ballingskap na Babylon toe. Jeremia bly agter. Nou, hierdie is hoofstuk 14, dis voor die ballingskap, maar absolute waarskuwing van julle gaan in ballingskap, gaan bekeer julle. Daar is nog tyd, bekeer julle. Jeremia 14 vers 11 sê, verder het Jahwe vir Jeremia gesê, bid nie vir hierdie volk ten goeie nie. Het jy nou al so iets gesien? Hoekom nie? Want as hulle vas, luister ek nie na hulle gesmeek nie. En as hulle brandoffer en slagoffer bring, het ek in hulle geen behaag nie, maar deur die swaard en die hongersnood en die pes maak ek tot niet. Wat sê Vader? Jeremia, moenie vir hulle bid nie. Want dalk gaan jy dieselfde reg kry as Moses. Want my plan is, maar deur die swaard en die hongersnood en die pes maak ek hulle tot niet. Dis wat ek wil doen. Moenie vir hulle bid nie. Kan ons sien wat dit appliseer? Vader sê vir Jeremia, moenie vir hulle bid nie, want as jy vir hulle bid, gaan jy my dalk beïnvloed. En ek het klaar besluit ek wil hierdie doen. Toe sê Jeremia, ag almagtige Jahwe, kyk die profete sê vir hulle. Die profete sê vir hulle. Hy sê, die profete is die vark in die vraag. Julle sal geen swaard sien en geen hongersnood hê nie. Nou onthou, dit is voor die ballingskap. En die koning wonder wat hy moet doen, en die vorste wonder wat hulle moet doen, en die koning van Babylon het gesê, julle moet doen wat ek sê, en hulle sê, nee, ons gaan rebelleer, en dan vra hulle rond, wat moet ons doen? Dan kom die profete, en hulle sê, julle sal geen swaard sien, en geen hongersnood hê nie, maar ek sal julle 'n duursame vrede gee in hierdie plek. En Jahwe het vir my gesê, die profete profeteer vals in my naam. Ek het hulle nie gestuur en hulle geen bevel gegee en met hulle nie gespreek nie. Hulle profeteer vir julle 'n leuenagtige en 'n nietige waarsêery en bedriegery aan die hart. Nou as Jeremia al klaar besig om hulle te bid. Hy sê, is eintlik omdat die profete vir hulle lieg. Die Vader sê, die profete lieg vir hulle, want ek het nie hierdie woorde gespreek nie. Vers 15. Daarom, so spreek Jahwe, aangaande die profete wat profeteer in my naam, sonder dat ek hulle gestuur het, en wat sê, daar sal geen swaard of hongersnood in hierdie land wees nie. Die profete van die swaard en die hongersnood omkom. En die volk, vir wie hulle profeteer, sal in die strate van Jerusalem weggegooi lê, vanweë die hongersnood en die swaard, sonder dat iemand hulle begrawe. Hulle vrouens en hulle seuns en hulle dogters. So sal ek dan die boosheid oor hulle uitstort. En dit het gebeur. Hulle het in ballingskap gegaan. Die Vader sê vir Jeremia, moenie vir hulle bid nie. Bid nie vir die volk nie. Ek wil nie hier moet vir hulle bid nie. Hierdie ding moet oor hulle kom. Jeremia 15, vers 1 sê, maar Jahwe het vir Jeremia gesê, al staan Moses en Samuel voor my aangesig, my siel wil niks van hierdie volk weet, dryf hulle van my aangesig af weg, en laat hulle heen gaan. En as hulle vra, waar moet ons heen gaan? Sê dan vir hulle, so spreek Jahwe, wie vir die pes bestem is, na die pes, en wie vir die swaard, na die swaard, en wie vir die hongersnood, na die hongersnood, en wie vir die gevangenskap, na die gevangenskap. Jeremia wil vir die volk bid. Vader sê, moenie vir hulle bid. En nou sê Vader in 15, al staan Moses en Samuel voor my aangesig, wat intree vir die volk. My siel wil niks van hierdie volk weet. Nou Moses het 'n vorige keer vir die volk ingetree, en Vader het die volk gespaar. Nou sê hy, alles Moses die, wil van hierdie volk niks weet. Dryf hulle van my aangesig af weg. Dis seker die hartseerste liefdesverhaal wat daar is. God, wat absoluut lief is vir hierdie volk, wat intens betrokke is in hulle lewe, wat hulle uitlei uit Egipte, al die wonderwerke wat hulle sien, Egiptenaars verslaan namens hulle, hy doen dit, hy maak hulle dood by die see, bring hulle by die beloofde land, wil hulle invat, hulle glo nie in hom nie. Hoekom doen hy dit? Hy het net een motief, hy is baie lief vir hulle. Hy is baie lief vir hulle. Dis soos 'n ouer vir sy kinders. Daar's by 'n pa geen ander doel vir sy kinders as om hulle te laat suksesvol wees nie. Jy kry seker nou mense wat fout in die kop het. Jy praat met 'n normale pa. Sy doel is om hulle gelukkig en suksesvol op te voed, dat hulle positiewe lewe kan lei. Dis sy doel, hy vra nie iets daarvoor nie, hy soek nie betaling nie, niks nie. En mense sien dit elke dag.
kos baie om kinders groot te maak, dit kos baie om kinders te laat leer, en dan gaan hulle en hulle het 'n goeie werk, hulle kry 'n goeie salaris, en wat kry die pa daarvoor? Niks. Wat verwag hy? Niks. As die kinders sê ek wil betaal, dan sê, is laag. Wat? Soveel meer Vader. Hy bedink net hierdie goeie dinge oor die volk. En keer op keer op keer. Hy het vir Moses gesê nou al 10 maal. Nou kom ons by Jeremia, hoeveel keer is dit nou? En hierdie liefde in sy hart, nou verander in pyn en teleurstelling. Want hy weet, dit maak nie saak wat ek vir hulle gaan doen nie, hulle gaan my weer pyn in my hart veroorsaak. En daarom sê hy vir Jeremia, al staan Moses en Samuel voor my aangesig, ek sal nie hulle gebed verhoor nie. Dis verby.